kykers, wat 'n wonderlike voorreg het ons vandag om by Sharon te sit hier by die Six Olive Gastehuis in Darling. Baie welkom. Baie dankie. Wat 'n pragtige plek het jy. Baie dankie. So ons gaan 'n bietjie later vir julle wys hoe mooi is dit. Vertel 'n bietjie vir my Sharon, die gastehuis Six Olive Guesthouse hier in Darling. Hoe het dit ontstaan? Dis eintlik 'n pragtige storie. Ek het 6 olyfbome voor die huis, 1 jong boompie. En ek het voordat ons hier gekoop het, het ons vir amper 18 jaar in Nieu-Seeland gebly. En voor dit was ek in Wellington, Suid-Afrika, en ek het 'n klein gastehuisie ook gehad met die naam van 5 Olives. Ons het 5 olyfbome geplant. Ek wou by die huis wees met my kinders en toe het ons die klein bed and breakfast gehad wat heerlik was. Baie lekker gebly in Wellington. En toe moes ons Nieu-Seeland toe gaan. My man was affirmatively actioned en toe moes ons verkoop en gaan en ek was baie hartseer. Ek wil my kinders hier groot gemaak het ensovoorts. Maar in elk geval, om die storie terug te bring na Darling toe ons kon toe uiteindelik terugkom. En dit was 'n droom wat waarheid geword het en baie gebede. En toe ons die huis koop, het ek die bome gesien, die olyfbome voor die huis, maar ek het nie getel nie. Eers toe ons ingetrek het, toe sien ek daar's 5 olyfbome, groot olyfbome en 1 jong boompie. En so dit was 'n poskaart uit die hemel uit vir my gewees. Dat ek 'n nuwe chapter wat begin, né? Ja, en ook, jy weet, 'n poskaart uit die hemel dat dit die regte ding is om te doen vir nou. En ja, so dit is waar die naam Six Olives vandaan kom. En ja, so dit is net 'n klein storieetjie wat my hart warm maak en bemoedig. Ja. Dit is regtig baie. Jy sien alles gebeur altyd met 'n doel en 'n plan. Ek sê niks is per ongeluk nie. Nee, verseker. Die naam is regtig ook gepas in die area waar jy is, nê? Ja. Maar vertel vir my, hoeveel kamers het hierdie gastehuis? Ek het net 2 kamers. Ek hou daarvan om intiem te wees, jy weet, met my gaste in die sin van, jy weet, om aandag aan hulle te gee. En ons dorpie is rustig, so ek wil klein bly, sodat ek ook kan verf. Ek doen kuns, maar so net 2 kamers, elke kamer het sy eie ensuite, en dis in hierdie rustige dorp van Darling. Dit is regtig voorwaar 'n belewenis om in Darling self te wees, die rustigheid en die natuur, met al die kuns ook. Jy is 'n kunstenaar en soos ek nou rondkyk, sien ek van jou kunswerke wat oral hang. Vertel vir ons, jy het nou vir my vertel dat jy in die aande of in sekere aande in een keer 'n maand? Ja, 1 keer 'n maand het ons die Darling Second Saturdays. So dis op die 2de Saterdag van elke maand en die volgende uitstallingsdag is 13 Junie van 10:00 tot 4:00. So dit is kunstenaars wat hulle huise oopmaak, hulle studio's oopmaak, en dan is daar ook, jy weet, die gewone wonderlike aanlokkingspunte soos Evita se Perron, die Darling Museum, Storars second-hand shop. So daar's al hierdie klein treasures wat ons het in ons dorp waar mense kan kom rondloop, bietjie loer, en ja, die hele dag geniet of die naweek geniet. Ja. Nou, ek gaan nou vir julle wys hoe pragtig is dit hier binne in die gastehuis met al die kunswerke wat ook so rondhang en mooi gewys word. Ek is baie lief vir kuns myself en dit bring mense in 'n plek van rustigheid en jy waardeer elke uniekheid van elke skepping. Ja. Ek voel kuns is so ongelooflike gesel 'n aanknopingspunt waarop 'n mens kan gesels met elke ou ervaar kunststuk as iets anders. Dis reg. En so ook elke ou ervaar 'n gastehuis of 'n hotel anderste, maar daar's sekere plekkies wat uitstaan waar daai liefde in daai hart en daai passie het en dit word verseker hier vasgevang. Dankie. Ek wil vir jou sê vreeslik baie dankie dat jy jou gastehuis oopgemaak het vir ons kykers om vir hulle te wys een van hierdie juwele in Darling. Darling is werklik 'n besonderse plek
En as julle 'n plekkie soek om bietjie te kom rus en te kom ontsnap, gee vir Sharon 'n likeie. Hierdie is voorwaar 'n plek waar julle ook wil kom aan die deur klop. Baie dankie vir jou tyd, Sharon. Plesier. Nou ja, toe julle mooi loop.